Daar's 'n massive verskil tussen 'n goeie ding en 'n God ding, 'n goeie idee en 'n God idee, 'n goeie keuse en 'n God keuse. En ons kan baie keer onsself bevind in 'n posisie waar ons voor klomp goeie deure staan wat oopgaan voor ons, maar is dit God deure wat oopgaan? 'n Hele paar jaar terug het ek 'n event gehou in Appington, 'n hele paar jaar terug, 2017. En ek onthou dat die event baie goed afgeloop het en nadat ons hierdie event gedoen het, het ek 'n R35,000 geskuld vir die bank, want dis wat ek hulle moes terugbetaal. Ek het die R35,000 op my rekening, want dis wat ons uit kaartjieverkoop uitgekry het. Maar toe dink ek, weet jy, as ek hierdie event nou vat na 'n volgende dorp toe, dan kan ons meer geld maak uit hierdie volgende dorp uit, wat beteken ek gaan die bank kan terugbetaal, ek gaan in 'n wins wees en ek kan die wins vat om die volgende event te beplan en betaal vir die volgende dorp en dan kan ons hierdie gospel mos nou oral heen vat. En ek onthou hoe moes ek die keuse maak en ek het gedink, maar dis mos 'n goeie idee. Ek gebid oor dit. Here, dit is mos nou 'n goeie idee. Ek gaan mos nou hierdie geld vat na die volgende dorp toe. Ons gaan daai event daar doen. Ons gaan meer geld daar maak. Ek kan almal betaal, ek kan die bank terugbetaal. Ek gaan nie in skuld wees nie. Plus ek gaan geld oor hê om die volgende event te doen sodat die gospel vorentoe kan gaan. En ek onthou daai aand stap ons in daai event in. En waar ek gewoonlik in daai plek ingegaan het en ons 600 mense, was daar nie eers 100 mense daai aand nie. En hier moes ek die bank se geld vat om die mense te betaal wat saam met my gekom het. En ek skuld die bank nog geld. Daai stadium het ek 2 jaar afbetaal aan daai R35,000. En ek onthou die aand het ek gesit daarso op my gesig in daai worship en gesê, Here, waar het ek hierdie gemis? En die Here sê vir my, hierdie was nie 'n goeie idee gewees nie. Hierdie was gretigheid om meer geld te maak en ek bely my sonde net daarvoor, Here, nadat ek nooit weer skuld aangegaan vir hierdie nie en ook nie enigiets gedoen wat nie 'n God idee was nie. Dit was dalk 'n goeie idee, maar dit was nie 'n God idee nie. Ek het geleer, wanneer ek voor 'n kruispunt staan, dan gee ek myself 10 dae voordat ek 'n finale besluit maak. Hoekom? Want vir my is 10 'n toets. En iets wat ek geleer het is, in die Bybel is daar gewoonlik 'n 10 gebruik. 10 pla as 'n toets vir Farao. 10des as 'n toets van my en jou hart. Die Here sê, Maleagi 3 vers 10, dat as ek en jy ons volle 10des na die stoorhuis toe bring, kan ons God toets in hierdie ding, dat hy nie die vensters van die hemel bo ons sal oopmaak. Die 10des is 'n toets. Openbaring 2 vers 10 sê, in hierdie laaste dae sê die duiwel sommige van julle in die tronk gooi, om julle te toets, maar julle sal net vir 10 dae in dit bly, en as julle sal uithou tot die einde toe, dan sal julle die kroon van die lewe ontvang. En ek het geleer, as ek oor 10 dae nog steeds nie vrede het nie, dan laat gaan ek dit. When in doubt, you throw it out. As jy nie vrede oor 'n ding het nie, hoekom sê ek so? Want in die boek van Korintiërs sê dat God nie 'n God van verwarring is nie, maar God van vrede is. Dat soms lyk die ding voor jou so groot, maar God gee vrede. Dit maak nie vir jou logies sin nie, maar die vrede van die Here is op dit. En dan gaan ek voort met daai ding. En soms lyk hierdie deur incredibly goed. Die deur lyk goed wat voor jou opstaan. Partykeer is dit die manne van die Here wat betrokke is in dit. Die kerk sê ja vir dit, die profetiese mense sê ja vir dit, maar is net nie God nie. 'n Hele paar jaar terug het 5 profete in 1 week wat mekaar nie ken nie, vir my dieselfde woord gegee en ek het gedink, nou is dit so. Ons pak ons tasse, ons trek. En een ou laat weet my uit 'n ander land uit. Hy het gesien in 'n visie dat die Here vir my sê ek mag nog nie trek nie. Toe dit sê, toe kom die vrede van God oor ons en ons sê ons trek nie. Op grond van daai een ou. 5 ouens het gesê, "Yes, ons voel jy moet dit doen." En ons het vrede nie. Een ou sê, "Ons voel nie jy moet nie." En vrede kom. So ek het geleer, as daar nie vrede is nie, gooi dit uit. Ek wag nie eens langer nie. Ek sê net nee. Dinge hoef nie onmiddellik te gebeur nie. Die Bybel sê dat die ongelowige ou hastige besluite maak. Gelowige ouens maak nie hastige besluite nie, want hulle weet dat in geloof, as hulle beweeg, sal God hulle geloof eer en die deure voor hulle oopvlek, net soos wat uit die Rooi See voor Moses oopgevlek het. Nou ek wil jou bemoedig vandag om nie hastige besluite te maak nie. Bid oor dit. Gee jouself 10 dae. As jy binne die volgende 10 dae nog nie vrede het wat jou verstand te bowe gaan nie, skryf dit af. Skryf dit af. Gee dit vir die Here. Die Here sê in Engels vir my, sê the Lord will vindicate. The Lord will take revenge. God sal vir jou beklei, ou. God beklei vir jou. Jy hoef nie. Jy maak nie 'n besluit voordat God nie oor dit geblaas het en die vrede van Jesus nie op dit rus nie. As jy 'n besluit gaan maak, wanneer is 'n goeie besluit, maar God sê ja is nie op dit nie. Dis net 'n goeie besluit en die vrede van Jesus is nie op dit nie, maar dis 'n goeie besluit of dis 'n bargain. Jy ken daai ding. Goedkoop koop is duur koop. As jy goeie besluite gaan maak, gaan jy duur besluite maak. As jy God besluite maak, betaal hy die rekening.
Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat ons hierdie week God besluite maak, God skuwe maak, en dat ons sal wag vir U wysheid en U vrede om op ons te rus, voor ons enigstens vorentoe beweeg. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.